Welkom by dag 10 van ons 31 Day Challenge. En vandag gaan ons weer aan met ons animations en ons video's. En ek wil regtig hê julle moet hierdie week gebruik om gemaklik te raak met video's en hoe om animations op dit te sit. So, julle het dit reg geraai, ons gaan weer 'n video maak. En julle kan sien ek is reeds in my 31 Day folder en ek gaan druk op Create, Videos en Mobile Video. Okay, so vandag se video gaan ons 'n klein bietjie meer challenging maak as gistersin. Ons gaan begin deur hieronder op hierdie, ek is nie seker wat mens hierdie noem nie, ek gaan hom nou maar sê video bar, gaan ek op hierdie plus teken gaan druk en ek gaan sê blank. En hierdie gedeelte, hierdie blank gedeelte, sal julle sien hier kom 'n taskbar op en ons kan daar die tyd gaan verander en ons gaan dit 16 sekondes maak. Nadat ek die tyd ingesit het, gaan ek net hierbo klik dat hy hom net registreer en dan gaan ek net hier gaan klik. Okay, so hierdie video gaan 16 sekondes lank wees. Die volgende ding wat ek gaan doen is ek gaan video's add. So julle sal sien net bo hierdie video editor bar is hierso so lyn. As jy oor hom hover, raak hy pers. As jy op hom klik, kan jy hom actually optrek en dan kan jy hierdie gedeelte beter sien. So ek sal regtig voorstel om dit te doen. Dit maak dit net bietjie makliker. Ek gaan dan gaan na Elements toe en vir hierdie challenge wil ek hê julle moet een tema kies. Mag dit nou sonsondergang wees, wind wat deur blomme waai of deur bome, diere wat hardloop, perde wat hardloop, enige tema wat julle wil, enige een. En ons gaan dan gaan en ons gaan 'n video omtrent dit gaan skep. So ek gaan, as ons nou by Elements in is, gaan ons gaan na video. Ek gaan 'n beach theme kies. So ek gaan search vir beach. Ek net my font kleiner maak. Okay, en daar sal julle nou sien is 'n paar verskillende beach images. Jy kan dan nou, jy weet, jou tipe image kies. Vir die video's wil ek graag hê moet julle landscape orientation gebruik, soos hierdie video hier. Hierdie is almal landscape. So kom ons sê ek gaan met hierdie een. Ek gaan op hom klik en ek gaan hom trek na net bo daai wit bladsy wat ek ge-add het. So ek gaan hom hier bo gaan sit. As ek dit nie doen nie, so kom ek wys gou vir julle, as ek net op hom gaan klik, gaan hy hom daar gaan add en dan gaan hy van my video afsny en dis nie wat ek wil hê nie. So ek gaan op hom klik, ek gaan inhou en ek gaan hom trek na die bar net bo daai een. Okay. Nou is hy daar, nou gaan ek nog 'n video gaan soek. So onthou, ons soek 3 video's. Ek gaan op hierdie 3 kolletjies gaan klik en ek gaan sê see more like this. Ek soek spesifiek die warm kleure. So ek gaan dalk met hierdie video en weer eens ek trek hom en nou om hom bo te sit, sien julle daar kom so 'n perslyn. Dis presies daar wat jy hom gaan drop. Okay. So ek het my volgende video en dan kom ons sit sommer hierdie enetjie ook in. So weer eens, ek hou in en dan sodra ek daai perslyntjie sien, dan drop ek. Okay, nou kan julle sien, onthou hier's my 16 sekonde video, maar al hierdie loop oor. So ek gaan klik op die heel onderste een. Hier bo by die timer gaan ek in gaan sit 15. Baie belangrik, dit moet 15 wees. So sit hom in as 15, klik net iewers op die wit spasie, dat hy hom net update en dan sê ons dan. Okay, nou gaan ek op die volgende video klik, die een wat dan net bo hom is. Ek gaan op hierdie timertjie gaan klik en ek gaan hom 10 sekondes maak. So die eerste een was 15, tweede een is 10. Okay, klik, dan. There we go. En dan gaan ek op die laaste enetjie klik en ek gaan hom 5 sekondes maak. So ek gaan sit my 5 in, klik net bo dit, laat hy hom registreer en ek sê dan. Okay, nou kan ek hierdie een collapse en nou het ons nog steeds 'n probleem.
my goed lê nog steeds oralste rond. So nou gaan ons dit bietjie gaan uitsort. Nou jy kan gaan en jy kan by hierdie gedeelte gaan inzoom, maar ek gaan dit eintlik dan net bietjie uitstrek, so dit maak nie regtig 'n verskil nie. Maar as jy dit so wou doen, kon jy. Okay, so ons heel eerste video, wat dan nou heel onder gaan lê, gaan ons seker maak, hy lê heel aan die begin. So met ander woorde, hy moet teen hierdie eerste lyntjie wees. Okay, dan ons volgende video, gaan ons 5 minute later sit. So daar is, aan die begin by 0 sekondes, en daar is hy by, ek weet nie hoeveel is daai nie. Kom ons kyk net gou mooi waar is 5 sekondes. Maar ek het hom toevallig presies op 5 sekondes gesit. 'n Ander maklike manier is om die agterste gedeelte van die video te gebruik as jou guideline. So as ek hom nou gaan skuif, sien julle daai pers stippellyntjie wat nou boor, kom nou. Ek net hierdie ding wegskuif. Okay. Sien julle daai stippellyntjie? Dan weet ek hy eindig op dieselfde plek. So dan gaan ek hom daar gaan sit en dieselfde met hierdie een, ek gaan hom ook aan die einde sit. Okay, so ons video eindig nou op 15 sekondes. Hierdie video's, maar ons actual video gaan 'n sekonde daarna eindig. En dit is presies hoe ek dit wil hê. So dit moet so lyk en julle sal nou sien hoekom dit so moet lyk. Okay, nou gaan ek hierdie enetjie weer afsak, so ek gaan hom onder toe vat en nou gaan ek net my video's bietjie gaan spasieer. So die heel boonste een hier gaan dan nou hierbo heel onder lê. Dan is dit my tweede een en hierdie enetjie gaan ek heel bo sit. So maak seker van jou volgorde. Jou heel eerste video wat gaan wys, gaan hierdie een wees wat heel bo is. Die middelste enetjie gaan in die middel lê en die enetjie gaan heel onder lê. Dan kan ons nou gaan en ons kan hulle gaan size, dat hy die hele skermpie vol maak. Hierdie kan bietjie crazy lyk, dis okay. Ek gaan nou vir julle 'n cool trick leer. Okay, so daar het ek hulle nou almal net gaan die grootte van my video gaan maak. Nou gaan ek gaan en ek gaan al 3 video's select. So om almal te select, gaan ek op een klik, ek gaan shift inhou en op die ander klik. Okay. Nou gaan ek op hierdie 3 kolletjies klik en ek gaan sê space evenly, tidy up. Okay, nou kan julle sien hy het by elkeen dieselfde hoeveelheid spasie ingesit. As jy wil, kan jy nou weer op hulle almal klik en jy kan hulle dalk net bietjie meer in die middel gaan sit. Ekskuus dat ek dit net gou weer doen. Okay. So nou lyk my 3 video's so. So net om gou vir julle te wys, as ek my video van die begin af begin, gaan hy nou so lyk. Okay, ek sien daai een is nou nie eintlik peach nie, maar dis okay. Nou gaan ek gaan en ek gaan op elke video 'n animation gaan sit. So ek gaan op die onderste een klik. Ek gaan sê animate en dan kan ek 'n animation kies. Nou daar is 'n klomp verskillendes, julle. Julle kan regtig hier bietjie gaan rondspeel en enige een kies wat julle van hou. Kom ons gebruik sommer hierdie brush een. Nou, wanneer jy op hierdie animation druk, baie van hulle sal julle sien het extra settings hieronder. So animate, julle sal sien daar's omtrent by almal both on enter, on exit. Hierdie is waar jy kan sê, okay, both is wanneer hy op die video kom en wanneer hy afgaan. On enter is obviously net aan die begin en on exit is net aan die einde. Ek gaan myne op both sit. En dan as jy 'n pro user is, dan is daar ekstra funksies. So daar is hierdie wild, wat basies nou so lyk, swirl en dip. So daar's 'n paar verskillendes. Julle kan nou bietjie daar gaan rondspeel en kyk waarvan julle hou. Okay, terwyl hierdie taskbar oop is, gaan ek net hier gaan klik op die volgende een en ek gaan nou by hom dieselfde een gaan opsit.
So ek gaan weer gaan op brush, ek gaan hom sit op both en ek gaan met dip. Ek kan nie onthou wat het ek by die vorige een gesit nie. OK, terwyl hierdie taskbar oop is, gaan ek op die boonste videoetjie hier aan die onderkant gaan klik en ek gaan dieselfde een op hom gaan sit. Both, dip. OK. Nou, as ek my video gaan speel, so ek gaan nou weer teruggaan, ek gaan hom nou play ook, ek het die swirl een gebruik. OK, maar nou gaan hy basies animate. Ek wil net gou hierdie een ook daai selfde gaan maak. Swirl. So. Wat het ek nou gedoen? Dip. Dip. OK. Sorry, my brein is 'n bietjie uitgeglitch nou. Kyk, ek wil nou net geseker maak, like, ag nee man. Verkeerde een. Ag julle, ek is deur mekaar. OK, daar is hy nou reg. Sorry, my brein het nou heeltemal uitgeglitch. OK. So nou dat ek al 3 my video's in het, nou gaan ek gaan na text. En nou sal julle sien hier's 'n opsie Magic Write. So ek gaan op hom gaan klik. En nou gaan ek hier prompt write a 3-sentence quote. Quote. Ons kan sê motivational, beach, of ek moet sê ocean waves inspired. OK, ons gaan die prompt vir hom gee. En nou gaan hy vir my dit so gee. Nou as jy nie daarvan hou nie, dan kan jy sê more like this. As jy 'n verandering wil maak, kan jy sê this but en dan kan jy 'n ander quote insit of iets meer gee. Maar ek is tevrede met hom so ek gaan sê insert. OK. Nou het hy vir my al 3 sinne gegee. Nou gaan ek gaan en ek gaan, ekskuus julle. Ek gaan daai sinne gaan opdeel. So ek gaan 'n bietjie inzoom. Ek gaan double klik en nou gaan ek die eerste sin gaan highlight en ek gaan hom cut, so Ctrl X om hom te cut, klik en ek gaan Ctrl V om hom te paste. OK, daar's my eerste quote. Ek weet mense kan dit nog nie sien nie, maar ek gaan dit nou regmaak. Dan my tweede een. So Ctrl X om te cut, ek klik Ctrl V om te paste en dan gaan ek hierdie enetjie net onder toe skuif. En ek gaan net hierdie quotation marks uithaal. OK. So nou gaan ek op al 3 klik, so ek gaan die onderste een, ek gaan shift inhou, middelste een, boonste een. OK, daar klik ek, select ek nou al 3 van hulle. Nou kan ek vir my 'n font gaan kies. So kom ons sê ek gaan sommer gaan met hierdie een. Ek kan dan die size gaan adjust, so ek gaan hom sommer sit op 48 en dan kan ek die kleur gaan verander. Ek dink ek gaan hom wit maak. OK, terwyl al 3 nou nog select is, gaan ek klaar ingaan en ek gaan 'n effek op gaan sit. So ek gaan vir hom 'n wat sien, glow. Ja, dat hy net bietjie meer uitstaan. En ek gaan hom klaar animate. So al 3 is nog select. Gaan ek klik op animate. En nou is daar wat hy so gaan inkom. Daar's so een, ek dink hierdie is nogals cool. Ons gaan nou die animations mooi reg uitsort. So ek gaan sommer gaan op daai een. As jy 'n pro user is, kan jy die intensity opstel of afstel. Hoe ook al jy wil, daar is ook ander wat jy kan gebruik. So moenie voel julle moet daai wat ek gebruik spesifiek gebruik nie. Julle kan regtig enigiets gebruik. OK. Nou gaan ek hierdie toemaak en ek gaan nou net elkeen gaan sit waar ek dit wil hê. So hierdie een gaan ek dalk
afskuif dat hy mooi daar in die middel is. Ons kan hom ook dalk net so bietjie invat. Dat hy net so bietjie kleiner is. Okay, so ek gaan sit hom daar. Daai een gaan sit ek daar. Ek gaan maak hom net ook bietjie smaller. En dan die laaste enetjie ook. Nou, as julle sien julle teks is nie duidelik genoeg nie, kan julle altyd gaan en 'n shadow agter hom gaan sit. Julle kan 'n shape agter hom gaan sit net om dit bietjie meer uit te laat staan. Maar ek gaan nou vir hierdie video dit net so hou. En nou gaan ek basies gaan en ek gaan hierdie weer gaan optrek. En nou kom die gedeelte waar ons moet kop hou. Okay, so ek gaan hom net so bietjie so sit dat ek mooi kan sien. So daat ek nou remember, hy moet saam met die onderste, so hy moet saam met hierdie een gaan. Like is die heel eerste een, so hy moet saam met hierdie een gaan, so ek gaan hom hier gaan sit. Okay, embrace, hy moet saam hierdie een gaan, so ek gaan hom hier gaan sit. Kyk, as hy daai pers streepie maak, dan weet jy plaas hom by daai een. Okay, perfek, nou gaan ek net hierdie een bietjie opskuif. En nou gaan ek op hom gaan klik. Hierbo sal julle sien is weer 'n taskbar en ek gaan op hom gaan klik en ek gaan die duration 15 maak. Klik net bo dit, laat hy registreer. As hy. Klik op die volgende een, die duration en ek gaan maak hom 10 sekondes. Klik. Boonste een, klik op hom en hy is 5 sekondes, dis perfek. Maar nou, in plaas van dat hulle aan die begin is, gaan ons hulle skuif dat hulle aan die einde van die video val. So en so. Perfek. Okay. Nou, baie belangrik. Omdat my skrif wit is, gaan ek my agtergrond se kleur verander. So om dit te doen, gaan ek op hierdie wit bar gedeelte van my video klik en dan hierbo op hierdie taskbar gaan ek by die kleurwiel ingaan en ek gaan net 'n donkerder kleur kies. Jy kan selfs ingaan en met hierdie magic potlood gaan kies, kom ons sê ons wil dalk so tipe kleur hê, dan kan jy dit ook gaan doen. Okay. So nou net om vir julle gou-gou te wys hoe speel die hele video af. Ek gaan hom net bietjie daar afskuif en inzoom. Okay. So nou gaan my video so lyk. Okay. En dit is presies wat ek wil hê julle vandag moet doen. So die challenge vandag is basically om hierdie tydspeling bietjie te oefen en dan baie belangrik, voordat julle die video mag stuur, moet julle 'n sound bysit. So ons gaan sommer hierdie funksie op Canva gebruik. Ek gaan sê add audio. Ek gaan sê music en wat ook al daar gestaan het. En dan omdat ek die C tema gekies het, gaan ek gaan search vir ocean en ek gaan kyk watse musiek is daar wat ek van hou. Nou onthou, as jy 'n free member is, kan jy nie die gebruik wat die kroontjie by het nie, maar as jy wel 'n pro user is almal oop vir jou. So ek gaan met hierdie een, so ek gaan net op hom klik en nou is hy by my video. So nou wanneer ek my video speel, moet ek hom net weer daar aan die begin sit. So nou wanneer ek my video is daar die C wat agter die golwe wat vorm. Okay, so dit is ons challenge vir vandag. Hy is bietjie moeiliker, hy het bietjie meer werk in om te doen, maar op die ou einde kry jy nogals baie cool resultate. Geniet hom julle.